Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Liewe Here, magtige God, spreek tot ons harte, mag U verheerlik word in hierdie tyd. In Jesus naam, amen. Sit gerus. As ons 'n titel sal gee vir vandag, dan sal dit wees al oplossing, al hoop. As mens in die Sambesi Vallei of in die vallei van die Chobe rivier of die Kafoe of in die Save of een van die selfs in sekere gedeeltes van die Limpopo riviervallei is, dan is die kans groot dat jy blootgestel gaan word aan daai klein pestilensie wat meer verwoesting saai in Afrika as enige ander wilde dier. Meer as wat seekoeie, krokodille, leeu's, luiperds of enigiets anders doodmaak, is die muskiet verantwoordelik vir meer sterfgevalle. En hoe meer mense daar is wat malaria het, hoe meer dan sal dit versprei. Want die malaria muskiet die muskiete sal dan dit 'n persoon aansteek en dan gaan hy byt hy vir iemand anders wat het en so gaan die siklus voort. Nuwe vars malaria muskiet daag daarso op, hy weet van niks en hy byt 'n persoon wat ly aan malaria, hy sal dit dan oordra aan iemand anderster. En die wyse van hoe malaria werk is iets verskrikliks. Daar is hierdie, ek kan nou nie onthou of dit 'n merozoïet of 'n sporozoïet is nie, as ek reg onthou, dis die sporozoïet, wat dan swem in die bloedstroom en dan kom hy binne in die rooi bloedsel en daar binne dan word dit merozoïete genoem, dan vermenigvuldig hy teen groots binne in daai rooi bloedsel tot op 'n sekere stadium kom hy daar so uit. En soos wat hulle daar so uitkom, dan is dit net allerhande vullis wat in die bloedstroom ingedompel word en die koors skiet die hoogte in. En dit is hoekom met malaria dan het jy hierdie koorspieke wat kom op 'n taamlike reëlmatige basis. En dit sal op die ouende van die dag 'n mens se lewe eis. As mens ietsie het, soos Plasmodium vivax of Plasmodium malariae in ovale, daai 3, hy keer terug. Plasmodium, want hy kruip weg in jou lewer. Plasmodium falciparum kom nie terug nie, maar dit is die een wat cerebrale malaria veroorsaak en dit is die een wat jou lewe sal eis, gewaarborg. Jou immuunstelsel is nie daartoe in staat om teen hierdie te beklei nie. Jy sal nooit skoon wees van malaria as jy eers besmet is nie. Op jou eie. Gaan nie gebeur nie. Jy het eksterne ingryping het jy nodig. Maar gebeur mos altyd met iemand anderster, nê? Altyd iemand anderster wat dit gaan kry. Dit gaan nie met jou gebeur nie. Ek hoef nie die ou wees wat rondloop met lang moue en spuit myself met peaceful sleep dat ek 10 meter ver gery kan word nie. Stap met 'n lang broek rond terwyl dit vuur warm is, bedompig, net in 'n poging dat die muskiete my nie byt nie. Nee, ek hoef dit mos nie te doen nie. Dit gaan nie met my gebeur nie. Tot die dag wat jy dan voel. Ek voel so 'n bietjie lyfseer. Ja, kry koud, alles dit eintlik baie warm. En dan begin daai siklus. Elke ek soveelheid uur, dan gaan hy koors, dan gaan hy deur die dak. Elke keer as jou rooi bloedselle gaan. En dan moet mens eksterne ingryping kry en daar is 'n opsie vir wat mens kan kry. Daar is 'n sekere pil, dit is so 3 van hulle bymekaar wat jy kry wat genoem word Fansidar. En ek onthou die dag wat ek daar so gelê het in 'n tent. Ek weet nie eers wie die tent opgeslaan het nie. Gewoonlik het ek net geslaap op die dak van die voertuig. En ek lê daar so op in Tanzanië en ek kyk uit op Meru berg langs Arusha met sy sneeu wat bo-op is en ek voel horribaal en ek bewe so van die koors. En dan kom iemand na my toe en sê, hoor hier, jy het hierdie nodig, drink dit nou.
drink dit met baie water, sterkte. En daai 3 pille, daai fancy daar slaan my toe dat ek vir die volgende 3 dae vergewe my, daai 3 pille neem ek dat ek vir die volgende 12 ure niks weet nie. En ek was bietjie onseker of ek eintlik hierdie wil doen, want een van ons kollegas, dis nou toe ek in die safari bedryf was, een van ons kollegas is dood as gevolg van die feit dat hy daai medisyne gebruik het. Maar hy was 'n strawwe drinker en hy het lewerprobleme gehad. Maar ek weet van hierdie in my agterkop. Ek was nou nie 'n drinker gewees nie, maar ek vat dit en 12 ure gaan verby. Ek staan op en ek is okay. Ek's alright. En ek voltooi die toer en 2 weke later is ek terug in Gauteng, maar ek het 'n koors wat iets verskrikliks is. Dit hou net nie op nie. Lê en bewe toe onder die komberse en terwyl dit warm is, trek bloed en daai bloedtoets kom terug. Op al die merkers wat dit is, sê, hoor, jy het dit en ek moes toe gaan lê het in 'n hospitaal vir 5 dae op quinine, dat daai daai parasiet net uit my liggaam gestroop kon geword het. Nooit op my eie sou ek het kon reg gekry het nie. Verseker sou ek gesterf het as dit net gelos was. Verseker. Maar dit sal mos nie met my gebeur nie. Dit is mos altyd iemand anderster. In die geesteswêreld is daar ook 'n parasiet wat die dood veroorsaak. Dit moes nooit hier gewees het nie, maar dit dring tot binne in 'n mens, dit raak jou op die plek wat jy juis die lewe vandaan kry, soos wat die rooi bloedsel suurstof moet dra na jou liggaam oralster en seker maak dat jy aan die lewe bly, so is my wilsbesluite dit wat maak dat ek of in die regte pad gaan wees of verkeerd, maar my wil, my keuses, my hele ingesteldheid, my bedrading word vernietig deur sonde. Dis ook eintlik aansteeklik, hoe meer mens is in die omgewing van sonde, hoe meer is mens dan geneig om daai gedrag aan te neem, want deur aanskouing word ons verander, nie waar nie. En niemand kan sê dat dit nie met hulle gebeur nie. Romeine 3:23 is baie duidelik. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Paulus skryf vir ons 'n stukkie hierso in Titus, en man sê van hoe lyk dit as iemand vol is van sonde. Hulle hele bloedstroom is vol van dit wat so skadelik is. Titus 3 vers 3, ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Is dit nie 'n skrikwekkende aanklag nie? En niemand kan self regkom uit hierdie uit nie. Paulus maak die punt in sy brief aan die Romeine, van waar hy sê, ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. Wat ek wil, dit doen ek nie. En wat ek haat, dit doen ek. Dit beteken, ek het nie by myself die vermoë om eintlik die regte ding uit te voer nie. Hoe doen jy dit? Selfs as 'n persoon wat nou in malaria ly, om vir hom te sê, gaan staan op en stap na die ander kant van die hospitaal by die apteek om jou pille te gaan haal. Hy kan nie opstaan nie. Hy gaan dit nie kan regkry nie. Hoe gaan 'n persoon wat neergevel is deur sonde dan sê, ek gaan net deur met moeite en met selfvertroue, dan sal ek hierdie reg kry. Wat jy waar kry. Ons al hoop is dit wat ons het in Romeine. Dis hierdie 2 verse hierdie vers wat die 2 helftes gee ons die 2 kante daarvan. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here, slegs omdat dit 'n geskenk is. Slegs omdat hy gesterf het in ons plek, dan is daar 'n moontlikheid, is daar enigstens hoop
op lewe. Maar nou kan mens dit doen op die manier wat ek het gedoen het met malaria. En ek kan nog onthou daarso, die plek wat ek gebyt was, dit was hier. Julle gaan nou vir my sê, twak, Werner, ek sê, nee, ek onthou. Ek het myself dit wys gemaak, dat ek alright is om te slaap op die oewer van die Zambesi rivier, op 'n mat onder 'n muskietnet. Ek het nie 'n tent nodig, nie. Jonk en sterk met al die bravado van 'n 19-jarige swaap, ek bedoel tiener. En terwyl ek met en dis allerhande wilde gediertes wat daar so rondloop, maar ek wil nou mos vinnig klaarmaak. Kyk hier so, ek is net iemand my klein sakkie, daar's 'n laken in dit en daar's 'n muskietnet en ek is reg. Al die ander mense wat moet sukkel met paraphernalia van tasse en tente en ek's mos sterk. Daar kom vat hy, want wat het gebeur daai aand? Ek lê te lekker en ek rol rond en ek gaan lê so teen die muskietnet en wat gebeur? Muskiet kom sit net so daar so bo op die net en hy sê, super, thanks. En ek dink toe, dis so wonderlik, hey, fantasties, ek het nou mos hierdie voorsorg getref, ek het hierdie fancy daar pille beskikbaar. Gebring is vir my, so vat die goeders en ek drink, en ek het wonderlik probleem opgelos. Totdat ek moes besef, nee, die probleem is nie opgelos nie. Aanvanklik, dan dink ek, nee, dis alright. Maar later, dan is dit nie die geval nie. En geestelik bestaan die risiko dat dieselfde ding sal gebeur. Nou, ek is nie besig om hierdie te vertel vir enigiemand om in hulle saligheid te twyfel nie, in hulle verlossing te twyfel nie, glad nie. Hoor mooi wat ek sê. Soos wat ons wandel met Christus, dan word ons blootgestel aan verskillende omstandighede. Die Here bring vir ons in situasies in om dinge in ons harte te openbaar, dinge in my hart. En ek is seker dat dit met u dalk ook al gebeur. U is in 'n situasie en dan dink u, wow, het ek nou net soos dit gereageer? Hoe het dit gebeur? En dan moet ek myself 'n paar vrae afvra. Aan die hand van dit wat in die woord staan, is ek seker ek is op die regte pad? Is ek seker dat ek wandel soos die Here vir my wil hê? In 2 Timoteus 2, dan skryf Paulus ietsie taamlik skrikwekkend. Ewenwel, ek lees vanaf vers 19, ewenwel, die fondament van God staan vas met hierdie seël, 2 Timoteus 2:19 vir die wat volg. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. In die huis is daar voorwerpe tot oneer. Nie omdat hulle gemaak is vir dit nie, maar tans, en ek weet, dalk u ook, kan 'n voorwerp van oneer wees in die huis. Ek gaan verder. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig wees, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. So daar is 'n proses waardeur ons gevorm word. Daar's 'n proses waardeur ons geskaaf word. Daar's 'n proses van heiligmaking wat gebeur. Ek kom nie net een keer by die Here en sê, Here, ek's jammer ek het lelik gepraat, ek's nou klein. Okay, dink julle so, dis nou ek hier so. Here, ek is jammer ek het kougom gesteel daai dag. En ek is jammer ek het nie mooi geluister wat my ma gesê het nie, en ek is jammer ek het in steede daarvan dat ek soos my pa vir my gesê het, die gras gaan gooi het op die komposhoop, het ek dit eintlik maar net hier so agter daai ander struik ingegooi. Sorry. En dan dink ek is okay. Dit werk nie so nie.
Want ek word gevorm, ek word geskuur, ek word geskaaf. En ek moet myself dan die vraag afvra. Wanneer ek in mense se teenwoordigheid is, was hierdie tot hulle voordeel? Was dit so dat toe ek in mense se teenwoordigheid was, dat ek getuig het van Jesus en van Jesus se werk in my hart? Of het ek hom verloon? Ons het in Matteus 10, toe het ons gelees. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Het u en ek dalk al vir die Here verloon op die wyse van hoe ons gepraat het? Het ek dalk al probeer om vir iemand te oorreed met die opgewondenheid, met die durf, met die ywer van dit wat ek sê, of het ek iemand probeer bereik deurdat hulle harte smelt van die sagmoedigheid? Het ek al gespreek met mense wat hulle dankbaar was vir die interaksie, of was dit dat hulle eintlik gehoop het, hoor hier, ek kan eintlik nie wag om hier so weg te kom nie. Ek lees gou vir ons 'n stukkie. Hoor hoe stel hierdie skrywer dit. Hy wat Christus bely, kinders wat nie weet wat bely is nie, Aviana, waar is jy? Weet jy wat beteken bely? Bely beteken, dit sê so is dat as ek sê dat ek Jesus glo, dis 'n belydenis, ek glo in Jesus, dis 'n belydenis, ek sê daai ding, maar dan moet ek doen soos wat Jesus doen, nee. Reg? Is ek reg? As jou mamma, jou ouma wat jy by sit, is baie lief vir jou. Hoe weet jy sy is lief vir jou? Want sy voer vir jou, sy sit vir jou strukkies in die hare, sy bring vir jou kerk toe, al dies meer. So Aviana, jy weet dat jou ouma Rika is baie lief vir jou. Nou dieselfde geld vir ons as Christene, as ek dit Jesus bely, wat se vrug toon ek? Wat wys ek? Hy wat Jesus bely, moet hom in sy hart laat woon. Ek kan nie kommunikeer wat ek nooit ontvang het nie. Ek kan nie. 'n Gees wat strydig met die gees van Christus is, sal hom verloon, ongeag die belydenis. Ek sal dit anders stel. Dit maak nie saak van wat ek sê van Jesus nie. Jy sal dit in my kan sien. Dit maak nie saak wat ek sê van Jesus nie, jy sal dit in my kan sien. Ons as mense, ek, kan Jesus verloon deur, wag vir hierdie lys, deur kwaadpratery, deur ydelle praatjies, deur woorde wat onwaar of onvriendelik is. Dis baie maklik om na iemand te gaan stap en te sê, jy's baie lelik aangetrek vandag. Maar waarom sou mense enigstens ietsie soos dit wil doen? Waarom sou jy iemand wil uittrap oor ietsie? Hoekom wil mens waarheid vertel sonder liefde? Hoekom? As ek woorde spreek wat onvriendelik is, dis nie 'n belydenis van Christus nie. Ons kan Jesus verloon deur die laste van die lewe te ontduik, deur sondige plesier na te jaag. Ons kan Jesus verloon deur aan die wêreld gelykvormig te wees, deur onvriendelik op te tree, deur behept te wees met ons eie idees. Ek kan nie hoor wat die persoon sê nie, want ek is net die hele tyd besig om te vertel van wat in my eie kop aan die gang is. Ek is in gesprek met 'n persoon, en al wat ek wag om te doen, is net uit te kom met my teenargument. Maar ek is nie besig om eintlik te hoor, maar wat gaan aan in jou hart? As ek dit doen, dan verloon ek Christus. As ek besig is om myself te regverdig, maar ek kan hierdie mos doen, ek mag, dit is ten volle aanvaarbaar, dit pas vir my, ek is mos 'n reguit mens. Ek is 'n reguit mens, ek kan dit so sê. Dis selfregverdiging, maar dit kan radikaal onchristelik wees.
Ons kan Jesus verloon deur twyfel te koester, onsself onnodig te bekommer en in duisternis te woon. In al hierdie dinge, sê die skrywer, in al hierdie dinge verklaar hulle dat Christus nie in hulle is nie. En as 'n paar verse wat in die Bybel staan oor wat nie 'n paar, daar's baie. As ek die kwaad kan verdra, dan beteken dit is Jesus in my hart. As ek gelei word deur die Gees van God, dan is Jesus in my hart. As ek liefde, vreugde, vrede, vriendelikheid, geduld, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing toon, dan is Jesus in my hart. Maar ek verloon die Here indien ek tekort skiet op enige een van daai. Beteken dit dat ek nou moet myself soos die Engelsman sê, pull yourself toward yourself. Ek moet nou die beste doen wat ek moontlik kan, sodat ek nie die Here teleurstel nie, dat hy dan aandag sal skenk aan my. Is dit hoe dit werk? Dis nooit hoe dit werk nie. Dit werk nooit dat ek 'n gat in my tand kry en dan borsel ek dit net meer in die hoop dat ek die tand gaan behou. Nee, ek gaan na die tandarts toe. Ek breek my arm, dan sê ek nee, ek gaan probeer my bessie so, want net nou as ek opdaag by die dokter, dan gaan hy vir my sê hoe simpel ek was dat ek my arm gebreek het. Nee, gaan na die dokter met die gebreekte arm. Hoe spalk ek hierdie arm as ek net een hand het om die ding vas te maak? Hy gaan mos nie regkom nie. Maar ek gaan met die volle vrymoedigheid na die Here toe, en dit is wat ek smeek. U gaan deur moeilike dinge gaan in die lewe, wat u druk in 'n rigting, waar u voel dat u wil reageer op dit. Iemand wat u verskriklik pla. Iemand wat mislik optree teenoor die omstandighede wat baie erg is. Hoe ek optree op daai punt spreek van Christus of nie. En wanneer ek daai besef het dat daar is dalk nog 'n parasiet van sonde in my, wat doen ek? Gaan weg, kruip weg, voel skuldig? Nee, ek val neer voor Jesus en ek bely dit, want daar is 'n belofte wat gegee word, en die teksgedeelte in die bulletin sê dit, die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde, van alles. Is dit so dat my sonde my sal doodmaak? Ja. Is dit so dat ek sondig is? Ja. Is dit so dat daar 'n oplossing is vir hierdie? Ja. Wat is die sleutel? Wat is die enigste vereiste vir my om verlos te word? 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Mag dit vir elkeen 'n bemoediging wees, 'n versterking te wees, dat ons word juis in moeilike situasies gepraat, juis word daai donker dinge in ons openbaar, juis sodat dit wat God uit ons wil uithaal, hy dan kan. Al wat ek moet doen is ek moet net sê, Here, vat dit asseblief. Vat dit asseblief. Laat ons nie een krieseltjie sonde in ons lewe toelaat nie. Nie een. Laat ons na die Here toe gaan met elke laaste stukkie van die smet van sonde. Ons dit bely, openhartig, sonder selfregverdiging en sê, Here, reinig my, asseblief. Dan spreek ons lewe van hom, dan het hy nie te vergeefs vir ons gesterwe nie. En dan kom het terug op die. Elkeen dan wat my bely voor die mense, in woord, in daad, in 'n karakter wat Jesus verander het, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Amen.
tyd.